vriende, familie, dis nooit lekker om so diens te wees en alhoewel met die hartseer is daar ook al die goeie herinnering. Maar ek bid vanoggend die Here se vertroosting van die Heilige Gees oor elke hart. Elke persoon het 'n unieke verbintenis tot vanself gehad en regtig of dit familie of vriendin is of vriend, daai verbintenis mag die Here ons vandag vertroos, is my gebed. Soos ons staan, kan ons oopmaak met gebed. Vader, ons dankie dat ons deur U krag ontvang in hierdie hartseer uur, ook dat ons weet dat U is in beheer van die ewige lewe. Dankie vir elke persoon wat gekom het vandag na die gedenkdiens van Fransel en dat ons uit U woord kan hoop ontvang en deur die goeie herinnering van haar lewe aan U ook dankie kan sê vir wat sy in elke lewe afsonderlik ook gedeponeer het. Ons vra vir U seën op die diens en U samesyn vir hierdie dag in Jesus naam. Amen. Baie dankie, mag maar u sitplek neem. Geliefdes, vandag sê ons totsiens aan Anna Francis Heinz, Fransel soos almal haar leer ken het en geken het. Sy was gebore die 8 Januarie 1962 en haar dag van afsterwe, haar laaste dag op aarde, was die 26 Junie hierdie jaar, by ouderdom van 61. Soms dink ons dit is vroeg, maar sy het 'n goeie lewe geleef, 'n vol lewe geleef en vervuld gewees. En dit is waarvoor ons die Here dank. Ek wil vra dat u saam met my sal staan. Ons gaan saam sing Let Your Living Waters. Baie dankie.
Daai woorde is so gepas dat in hierdie tyd van hartseer en hoe elke persoon tot sien sê, is dit net die Heilige Gees wat vir ons die beskerming as ook die vrede in hierdie hartseer, as ook die vertroosting van die Heilige Gees kan gee. Baie dankie, mag my sitplek neem. Ek gaan later in die diens geleentheid gee vir huldeblyk, soos ek met die familie bymekaar gekom het die week en oor Francine gesels het. Voor ek by my preekgedeelte kom, wil ek net so 'n kort tydlyn vir u gee oor haar lewe. En jy kan nou self dink waar jy in haar lewe ingepas het of deel geraak het. En aan die einde van die dag is die lewe van 'n persoon 'n geskenk van die hand van die Here. Dis die Here wat die lewe voortbring en selfs die belofte van na die dood wat ons aanbetref op aarde nog steeds die ewige lewe skenk. En sy is gebore, soos jy gehoor het, 1962 in Riversdal, in daai mooi area in daai gedeelte van ons land waar sy Ransel Laerskool, hoërskoolloopbaan ook daar voltooi het. Op 'n jong ouderdom van 18 het hulle Kaap toe verhuis waar sy by Technikon studeer het en haar voorberei vir haar werksloopbaan. In haar lewe het Fransel by Absa, by Boland Bank, by Santam gewerk. Sy was ook baie lief om sondagskoolklasse te gee. Eie kinders was onder haar sondagskoolklasse gewees. Sy het met Maak getrou, vir 33 jaar was hulle getroud en saam met hulle 3 kinders wat almal vandag hierso teenwoordig is. As 'n persoon kan jy haar persoonlikheid, ek sê soos die lewe 'n deel, 'n geskenk van die hand van die Here is, so is elke mens 'n unieke persoonlikheid ook 'n geskenk van die hand van die Here. En dit is daai herinnering wat ons saamneem. Saam met die totsiens sê vandag gaan ons nog baie gesels oor die herinnering, die dinge wat Fransel gesê het, hoe sy opgetree het. Ek sê altyd, niemand is verkeerd nie, want die Here gee elke persoonlikheid daai van hoe jy is en selfs waarvan jy hou. En dit is hoe uniek elke mens is. Soos ek gesels het met die familie, het ons die eerste woorde wat hulle sê, sy was baie snaaks. Sy was 'n aktrise, sy het altyd geoordramatiseer. Nou, daar's min sulke mense, maar hulle maak die lewe vol. So ons dank die Here vir sulke mense. Dink nou net as ons almal so was, dan was dit 'n bietjie rof geweest. Maar die wat die Here kies met sy hand om so 'n volle persoonlikheidservaring aan ons te gee, maak werklik waar 'n mens se lewe vol. Mense met so 'n persoonlikheid wat uit 'n geskenk van die hand van die Here is, een van die woorde wat haar ook beskryf het, 'n rollercoaster. Daarbo en haar hoogs is baie hoog, maar die laags is ook baie laag. En dit is fyn, dit is hoe die Here ons gemaak het. Dit is wonderlik dat mens net jou gevoelens op jou mou dra. Jy hoef niks weg te steek nie. En vir Fransel was dit werklik waar hoe sy was. Sy was baie gelukkig, sy het ook baie gestres. Soos die familie sê. Sy was baie kwaai, het heeltyd geskel. En ek weet nou nie waar jy inpas nie, ek dink die kinders het die meeste skel gekry, maar as vriend of vriendin was dit ook dalk deel van jou ervaring. Sy het baie omgegee vir mense. Sy het 'n passie, 'n vuur in haar gehad wat die lewe aanbetref. En soos ons almal weet, kon sy nooit ophou praat nie. Dit was ook een van die beskrywings. Waarvan het Fransel gehou? Verskriklik van musiek. Sy het daarvan gehou om op te tree, om te sing. Ons gaan net nou ook vir julle inlas van haar wys wat dit aanbetref. Sy het gehou van klavier, selfs geskryf. Toe ons daar by die huis was, verlede week het maak vir my 'n boekie gewys wat sy geskryf het in haar eie hand, soos sy lief was vir woorde op papier neersit. Vir julle wat ken op nou dat WhatsApp uitgekom het, daai voicemailtjies wat jy los, ek verneem sy praat vir 20 minute en dan sê sy 100 keer Kubai, maar dan praat sy nog steeds. Dan is die tyd op en dan sal sy weer 'n voicemail stuur sodat sy kan aanhou gesels. Wat 'n wonderlike persoon. Wat 'n fantastiese vol
persoonlikheid en sy het werklik waar die lewe aangegryp met alles en voluit gelewe. Selfs wanneer dit swaar gegaan het, maak dit bietjie my daar ook gesels. En ons almal gaan deur ops en die af van die lewens. En selfs wanneer dit swaar was, het sy gesê, ons maak 'n plan. As daar finansies nodig is, sy was nie skaam om te werk of enigiets te doen om te voorsien vir haar kinders nie. En niks was vir haar om skaam te wees of om te veel te doen vir haar kinders, het sy die berge verset, letterlik. En dis die persoon wat die Here vir ons gegee het, deur haar wonderlike menswees en deel van ons lewens. Soos u self weet, die laaste 6 jaar was sy met kanker gediagnoseer, wat so 2 jaar gelede weer teruggekom het. En hierdie keer was dit haar roep huis toe, hemel toe. En ek gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Maar sy was ook van Januarie verlam gewees en haar liggaam was net gedaan. En die liefde maak en die omgee en die vertroosting en die versorging was so wonderlik. En daarvoor dank ons die Here vir jou deelname in haar lewe. Een van haar gunsteling versies wat Maak met my gedeel het net voor sy oorlede was uit Markus 4 waar die Here praat oor die saaier en hoe hulle saam daaroor gesels het. En sy was so lief om sulke gelykenisse ook te gedeel het met die wat om haar was. Ek wil kortliks met jou deel oor 3 gedeeltes uit die skrif oor die hoop wat ons vandag hier mee staan, dat daar is lewe na die dood. Vir ons is dit hartseer, vir ons is dit soos 'n finale tot ziens, maar wanneer die Here na ons kyk hy na die spektrum van die ewigheid. En vir u ook vandag wil ek vir u hoop gee, wetend dat die dood is nie die einde van ons lewens nie. Dis wel die einde van ons bestaan op aarde, maar Jesus beloof dat daar is 'n hemel en dis waar hy ook is. In Johannes 14 sê Jesus self, en dan praat Paulus ook daarvan, om dit te bevestig, sê die Here die volgende, hy sê, moenie hartseer wees of droef soos mense wat nie hoop het nie. Hou jou vertroue op God en glo ook in my. En ons weet, Francel het in Jesus geglo. Dit is die wonder van die blye, saam met die hartseer, die bemoediging en die blyheid wat ons in ons hart kan dra, dat sy het in Jesus geglo. Dan sê die Here, vertrou ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings, baie huise. So, hieruit sien ons dat Jesus sê, die hemel is 'n fisiese plek, is 'n plek waar mens eendag gaan woon, as ons lewe op aarde verby is. Hy sê, in hierdie huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. So, Jesus gee ons die sekerheid, dat wanneer ons doodgaan, is daar 'n woning vir ons, saam met hom in die hemel. 'n wonderlike, ewige woning saam met hom. Jesus sê verder, ek gaan soontoe, die doel van my heengang is sodat ek vir julle plek kan voorberei. Die Here, die hemel het geweet wanneer Francel se laaste dag aangebreek het. En alles is voorberei. Ek kan ook myself indink dat dit definitief nie stil is daar in die straat waar sy bly nie. En hoe sy gesels met almal wat sy daar ontmoet. Hy sê, ek het gegaan om vir julle plek in te rig en ek gaan weer terugkom sodat julle kan weet waar ek is. Dis die Here se begeerte. As ons vandag vir Francel kon vra, kom asseblief terug. Ek kan amper met sekerheid sê dat sy sou gesê het, nee, ek wag vir julle. Dit is haar antwoord en dat dit ons berus, dat ons haar wel eendag weer sal ontmoet en saam met haar die ewigheid sal deel. En dan sê die Here volgende, want julle weet mos waarheen ek gaan. En hy praat daar direk van die hemel vir sy disippels en ook vir ons hier vandag. Toe kom Paulus en hy skryf 'n gedeelte wat so mooi is en wat so duidelik is, wat vir ons so mooi hoop gee oor hierdie beloftes waarvan ek nou praat, dat die lewe is nie verby wanneer ons dood nie, maar dat daar is 'n ewige woning wat voorlê. Hy skryf in Korintiërs, luister, hy sê, om hierdie rede gee ons nooit moed op nie. En dit beskryf Francel so mooi. Sy het nooit moed opgegee nie.
aanhou veg, aanhou probeer, aanhou doen, ver wat haar liggaam haar in staat was. Ons gee nooit moed op nie. Al vergaan die uiterste mens, innerlik word ons dag vir dag vernuwe. Selfs ons swaar kry, wat altyd net vir 'n oomblik is, of tydelik is, daai swaar kry bewerk vir ons 'n heerlikheid wat ewig vas staan in die hemel. So deur haar lyding, deur haar swaar kry, beloon die Here haar nou in die hemel. Dis wat Paulus hierso vir ons sê. Hy sê vers 18, ons oog is nie op die sigbare dinge nie. Hierdie wêreld waar ons leef is sigbaar. Alles wat ons sien, elke dag, die lewe, werk toe, alles aangaande die lewe, besigheid, winkel toe, familie, week, naweek, al die siklusse van hierdie lewe, wat ons met ons oë sigbaar kan sien. Hy sê hierdie dinge is net tydelik. Maar wat belangrik is, sê Paulus, dat die ewigheid wat ons nie sien nie, wat van onsself nou reeds sien op hierdie oomblik, hierdie onsigbare van ons kant af, dit is werklik die ewigheid wat daar vir ons verwag. Want die sigbare dinge in die lewe is altyd tydelik, maar die onsigbare, die hemel daarbo, dit is vir ewig. Dan sê Paulus, ek wil hê jy moet weet, as kind van die Here, om afwesig te wees in die liggaam, is om teenwoordig te wees by die Here. So daar's daai hoop, die oomblik, toe Francella laaste asem uitblaas op aarde, die woord belowe, is sy teenwoordig by Christus. Dan sê hy ook, hy verduidelik oor jou liggaam, 'n nuwe hemelse liggaam wat ons kry. Hy sê, want ons weet, dat wanneer hierdie aardse woning, jou liggaam op aarde, verby is, dood is, het ons 'n permanente blyplek by God. 'n Huis nie met die menslike hande gebou nie, maar met die Here se hande, en dit is altyd in die hemel, en dit sal altyd bly staan. Want in hierdie tydelike tentwoning, hierdie liggaam, hierdie aarde, ons soeg en ons skreeu en ons verlang om ons woning in die hemel te betrek. Terwyl ons nog op aarde woon, kry ons swaar, dan sê hy weer, ons skreeu, en omdat ons graag eerder by die Here wil inwoon. Want hy wat hierdie dinge vir ons voorberei het en gereed gemaak het, is God self. Net soos Jesus in Johannes 14 dit aan ons beloof, net so skryf Paulus in die woord in Korintiërs, en hy bevestig dit, en dit is so waar. So ons hoef nie moedeloos te wees nie, en meer as dit, God het aan ons sy Heilige Gees gegee, en dit is 'n waarborg vir dit wat kom. In haar hart, in ons harte eendag, wanneer ons dag kom, wanneer dit ons laaste dag op aarde is, as 'n kind van die Here, weet jy dat jy weet, daai getuie van die Heilige Gees, dat die hemel wag, en dit is die hoop wat ons het. En dan sê Jesus laastens hierdie wonderlike woorde, toe Martha se broer Lazarus dood is, en by die begrafnis, ons weet daarna het Jesus hom opgewek uit die dood, maar dis wat daar afgespeel het. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Dis nadat haar broer dood is. Hy sê, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En dis waar Francel is. Sy het gesterf op aarde, maar Jesus sê, sy sal bly lewe. Hy sê, dit sal 'n lewe wees wat vir ewig sal voortgaan. En hy vra, maar dan glo jy dit? En sy maak hierdie belydenis, ja Here, ek glo vas en ek is oortuig dat U die Messias is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. En dit is die belangrikheid om die ewige lewe te ontvang. Romeine skryf Paulus ook dat as ons Christus met ons mond bely en ons glo in ons hart, Here, ek glo in wat U vir my geleef het op aarde, soveel jaar terug, dat U vir my op daai kruis gesterf het, en dat ek daardeur verlossing, vergifnis en die ewige lewe ontvang, net soos Francel ontvang het en geglo het, sal ons gered word. Hy sê elke een, so die uitnodiging is vir elkeen van ons hier vandag, elke een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En ek wil vir u vra, familie, vriende, dat voor die einde van hierdie dag, miskien vanaand, as jy alleen daar in jou kamer is, of ergens in 'n hoekie gaan sit, of ergens in die tuin gaan stap, of net tussen jou en die Here,
sy naam aan te roep. Sê Here, ek glo. Net soos Fransel se beroudiens vandag, glo ek ook dat U my verlosser is en dat daardeur ek ook die hoop van die ewige lewe mag en sal ontvang soos U vir my beloof het. Dit is dan die woord vanoggend wat ons bedien en dit is die hoop ook wat ons vir elke persoon hier het en ook aan die nagedagtenis van Fransel. Ek gaan nou eerstens vra vir Maak, gaan jy eers gesels maak, om na vore toe kom en daarna gaan haar skoolvriendin Tobia ook gesels. Baie dankie. Okay, voor ek begin praat, is nou die ergste om die toespraak te hou vir julle. Dit is baie hartseer vandag vir my. En ek gaan alles aflees van 'n blad, want ek wil nie goed uit my kop uit sê en ek vergeet iets en dan gaan ek spyt wees na die tyd nie. Dit is nou van myself met my eie hart of Fransel. Ons gesin is die afgelope 6 jaar bitter swaar tyd deur. Sy was gediagnoseer met kanker vir 6,5 tot 6 jaar. Ons emosies en haar gesondheid was soos 'n bidplank op en af. In remissie, uit remissie. En die laaste jaar het sy verlam geraak en sy kon net nie meer nie. Sy het so lank uitgehou. Sy was vriendelik, slim, liefdevol, het die wonderlike persoonlikheid gehad en was deernisvol. Byna al die goeie woorde waar ek kan dink, geld vir my vrou. Sy was alles vir my, sy was 'n engelvrou. Ek gaan jou verskriklik baie mis, Fransel. En ek sal jou nooit vergeet nie. Jou stem is nou stil. Dankie my vrou dat jy my en ons kinders onvoorwaardelik lief gehad het. Dan is die boodskap van Jacques, hy is die oudste seun. Vandag wil ek vir mamma vereer voor julle almal. Sy was een van die wonderlikste mense. Dankie dat ek saam mamma kon wees elke dag en by mamma kon sit en televisie kyk. Hulle was baie lief vir die televisie. Daai twee was soos man en vrou. Ek was nie eintlik die man in die verhouding like my nie. Ek gaan dit so verskriklik baie mis, mamma. Dankie vir elke oomblik wat ek saam mamma kon rondry, omdat ek dit geniet het en saam mamma te wees. Ek sal mamma so mis en herinner vir altyd in my hart koester en ek gaan vir mamma vir ewig mis. Mamma is te gou weg. Ek sal mamma nooit vergeet nie. Ek mis jou meer as wat die woorde op hierdie blad kan sê. Dan het ek 'n boodskap van Tian. Julle weet hy bly nou in Ierland, so ek gaan sy Engelse boodskap net soveel lees as hulle nie omgee nie. Mama, to my mother in heaven, thank you for always loving me and guiding me. Even though you are not longer here with me, I can still feel your love guiding me. You are always in my heart. I love you and miss you forever. Thank Tian. En dan my laatlammetjie Annelie, jy het 'n baie lang boodskapie, maar ek sal dit vir julle lees. Liefste mamma, 5 dae terug het mamma so battle verloor met kanker. Ek mis my mamma verskriklik baie. Ek mis die tye saam met mamma baie. Die tye wat mamma my maak lag het, die tye wat mamma altyd daar was vir my. Ek mis die tye waar ek en mamma buite gesit het en gedans het om die braai. Die tye waar mamma altyd by my in die kamer kom sit het en met my gepraat het. Ek mis jou. Dankie vir alles wat mamma vir my gedoen het. Vir 18 jaar. Ek weet nie wat om sonder mamma gaan doen nie. My mooiste mamma. Jy was sterk, jy het die geveg tot die laaste dag. Mamma het so baie vir my geleer. Ek wens ek het meer vir mamma gesê. Hoe lief ek vir mamma en hoe baie ek mamma waardeer. Ek sal definitief na mamma se 15 tot 30 minute voice notes luister vir die res van my lewe. Die hemel het die mooiste engel ontvang. Mag mamma in vrede rus. Baie dankie. Voordat Tobia opkom, gaan ons net so sit en luister na 'n Fransel se gunsteling liedjie.
Tobia, baie dankie. Ja, is welkom. Kan ek vir 'n mikrofoon gee? Dit is nou nie meer hier nie, maar dit voel vir my, ons het vanoggend toe ons in die kar hiernatoe gery het ons gesê, ons is seker van self om vandag inloer om te sien wie is hierso en ons kom om te kom luister wat ons sê. Ek gaan nou Sonja, haar suster en Pina het vir my elkeen iets geskryf wat ek gaan voorlees, maar en dan wil ek self ook iets sê, maar ons sê min of meer almal dieselfde goed en wat pastoor ook al so mooi gesê het, wat Makel vir hom gesê het, so gaan dit so 'n bietjie in mekaar inweef. So ek begin met Pina sinne. Hy sê, sis, ons almal, familie en vriende, het so baie van jou gehou en lief gewees vir jou. Ek ken nie iemand wat nie van Fransel gehou het nie, sê hy. Sy was 'n mens wat baie lief was vir gesels. So dit nou ook al klaar gehoor. Sy kon met almal maklik gesels, selfs met mense wat sy nog nooit ontmoet het nie. Nou hier wil ek nou net iets vertel wat ek ervaar het. Ek en Fransel was nie op skool, ons was saam op skool, maar ons was nie eintlik op skoolmaats nie. Ons het eers, ek weet nie hoe ons paie gekry het, eers so 6 jaar gelede toe sy al siek was, het ons begin 'n maats maak. En toe eendag toe sê sy vir my, sy's bang om sy moet nou weer Tygerberg toe gaan, maar sy's onseker want sy slaan toe as sy met die dokters moet praat en dan vra sy nie die regte vrae nie en dan onthou sy nie wat hulle gesê het nie. Toe sê ek vir myself, ek sal saam met jou gaan dan vra ek, ons maak 'n lys dan vra ek die vrae. Julle, dit was 'n belewenis, dit was een van die hoogtepunte honestly van ek wil amper sê van my lewe om so iets saam met iemand te doen. Ek het daar vroeg die oggend gaan oplaai, want jy weet, jy staan nou lank in 'n tou by Tygerberg, ons het koffie en beskuit en alles ingepak, want ons het nog geweet ons moet lank wag. Toe ons daar aankom, toe is dit nou nog donker, en die ligte daar is nou al baie mense, maar die ligte in die saal is gedemp. Julle, dit is soos die lig aangaan, toe Fransel in my plek instap. Die mense by die ontvangs, dis net, mevrou Heinz, wanneer laas het ons jou gesien, en hoe gaan dit? En sy maak jokes met hulle, en die mense in die ander pasiënte wat nou ook sit te wag. Kyk, hulle ken mekaar nou min of meer, want hulle gaan ons nou so saam vorentoe, jy het nou elke 3 maande jou afspraak of wat ook al. Dit gesels, en dit lag, en sy maak grappies, en ons deel beskuit uit, en ons gaan te kere. Toe is ons nou in by die dokter, en ons nou alles vir haar gevra, en toe moet ons nou nog weer in die tou gaan sit by die apteek, weer, almal ken haar, absoluut almal ken haar, en sy gee vir mense onderstraging, daar is nou obviously mense wat al heel wat sieker is toe nou al, wat al eintlik baie swak is, en ek weet, sy het hulle telefonies op, sy het vir hulle ook van daai boodskappe gestuur. Sy was 'n amazing mens, dit het my nou regtig my oë oopgemaak vir Fransel daai dag, net haar liefde en belangstelling en nuuskierigheid en al daai goedes oor ander mense. So, dan sê Pina verder, Fransel was baie musikaal en talentvol. Mense kon vir haar enigiets vra om te speel, dan speel sy dit gou-gou. Of het nou op die klavier, trekklavier of gitaar was, sy kon dit speel en dan kon sy nog baie mooi saam met dit sing ook. En dan het Sonel ook, op haar stuk het sy ook gesê, Fransel was my pragtige sus, met baie selfvertroue en hoë talent. Sy wou net altyd konsert hou en ons vermaak. Hoe meer ons gelag het, hoe meer het sy gesê, dit is waar. Sy kon so lekker klavier en gitaar speel en sou sommer gou 'n lewensverhaal in 'n lied omskep en dit op die Briels se deentjie sing. Nou, Muriel is hier so, ons was een naweek almal saam op Witstrand en toe was Fransel ook daar. Julle, jy kan oor enige ding praat, dan trek sy, is sy nou, jy weet, as dit nou alles lekker mood is en so, en dan trek sy los.
En dan begin sy nou so, jy weet, sê nou maar, jy weet, iemand het 'n maagpyn of iets, dan trek sy nou los, dan vertel sy nou die storie van jou maagpyn, whatever, en dit rym, en die ritme is reg, en die denkie is reg, jy kan jou doodlag. Maar dit was nie net snaaks nie, ek meen, jy weet, enige iemand kan net snaaks wees, daar was altyd 'n ondertoon van 'n bietjie hartseer en 'n diepe betekenis wat 'n mens eintlik diep aangeraak het. Sy was regtig 'n komediant. Haar grootste droom en wens of fantasie of whatever ook al, was dat sy nog eendag by die boer wou gaan optree. Nou kyk, ek is seker, daar's nou 'n geweldige gehoor waar sy nou is. Dis nou die ewige boer waarby sy nou optree en sy entertain nou die hele lot. Dan gaan Pina verder en hy sê, Sis Fransel was een van die mees positiewe mense wat jy kon kry. Ek het altyd 'n glimlag op haar gesig en het altyd 'n glimlag op haar gesig gehad. Selfs tot in haar laaste tyd met die geweldige pyn wat sy moes deurmaak, het sy nog altyd geglimlag. Dit sal my vir ewig bybly. Nou wil ek ook net vertel dat 10 dae voor sy dood is, het ek by haar in die hospice gaan kuier en toe is Pina daar en Tian is daar en maak nou natuurlik en so aan mense wat haar nou lief het. En toe bring Tian 'n ou skoolmaat van hom saam, Monay, wat van self vir baie jare nie gesien het nie. Weer eens is asof die son opkom, toe sy daai man sien. Sy kon nie meer beweeg nie, né? Sy het nie meer geëet nie, maak het liefdevol vir haar gesit en 'n sippies gee van vloeistof. Dan swaai sy haar aandag na Monay toe en sy vra uit en sy lag en sy gesels oor die tye wat hulle saam gehad het en al dit. Net ongelooflik hoe sy haarself kon fokus op iemand anders. Daai intense belangstelling en meelewendheid met ander mense. Dan sê hy ten slotte, ek weet ons almal gaan haar geweldig mis tot ons haar weer ontmoet. Baie liefde sis van jou boet Pini. Sonel het gesê, liewe sis, ek kyk vandag na al die foto's en video's en lag hardop. Ek kan dink dit kan so wees. Ek en Muriel het ook al na foto's die naweek gekyk en hardop gelag. Ons twee het altyd lekker lagsessies gehad, sommer skoon verspot gewees partykeer. Ons kon ook goed koppe staan, want ons verskil soos dag en nag en verskil 6 jaar. Die laaste paar jaar na ma se dood was ons baie naby aan mekaar. Dit was asof ons verlore tyd wou inhaal, want ons het ver van mekaar af gebly en mekaar nie so dikwels gesien nie. Met jou siekte het ons regtig tyd vir mekaar gemaak en ons het mekaar beter verstaan en mekaar waardeer. Die kuiers op die plaas was so lekker en die vinnige Tygervallei kuiertjies, dit was heerlik. Ek weet sy het dit altyd daarvan gepraat. Dit was wel baie lekker as jy by die spur gaan eet het of as haar hare gesny is of whatever ook al bederf is. Dan sê sy ja, soveel goeie herinneringe. Sy was 'n goeie ousus vir my en Pina. Die laaste paar maande was dit erg om jou met soveel pyn te sien. Tog was jy so moedig en het nog altyd humor gehad. Ek is my so sweet hier. Jy het 'n paar keer vir my gesing. Ek wil huis toe gaan, na mamma toe. En dan sê sy, jy het op jou eie manier van ons elkeen afskeid geneem. Ek is dankbaar ek kon jou groet in hospice. Ek gun vir jou die rus en om sonder pyn te wees by ma en pa. Liefde Sonel. Dankie. Kan ons nou eers weer na iets luister? Ons gaan kyk na 'n video insetsel.
Ek gaan vra dat Tobias vir ons die bedankings hanteer. Dit is so mooi, mens wil nie eintlik hê dit moet ophou nie. Ek doen nou namens Maak die bedankings. Vir die Tygerberg Hospitaal, wat uitstekende diens vir hulle gelewer het, en die hospice personeel by die huis, hulle het by die huis saamgekom en toe sy mos later was sy mos by die hospice, wat baie mooi persoonlike sorg gegee het. Die kerk, baie dankie vir die gebruik van die venue en die pastoor wat so bereid was om op kort kennisgewing, baie dankie, in te tree. Pinar en Sonel, wat altyd daar was, as daar iets nodig was, behulpsaam, belangstellend. Sharon, daar, wat gereeld hulp aangebied het, baie dankie. Sluit, baie rondgery om te help en het ingestaan met hulp as Maak nie daar kon wees nie, baie dankie. Annelie, sy was altyd daar vir haar ma, sy was liefdevol en sy het goedjies aangedra. Tian, hoewel jy oor see was, het jy gereeld gebel en onderskraging gegee. Jacques, jy het Maak se skoene volgestaan as hy by die werk was, medisyne aangedra en kos gegee, en soos dit nodig was. Dan Maak, ek is seker niemand gaan omgee as ek nou namens hulle almal vir jou dankie sê nie, want jy het my baie beïndruk die laaste tyd. Ek wil net sê hoe ek die dag toe Fransel gediagnoseer, die laaste keer van haar gesê, ek was net toevallig by haar by Tygerberg, toe dit nou van haar gesê is, die kanker het nou so versprei, dat hulle gaan nou nie verder van iets kon doen nie. En toe kom Maak daarin, en toe hoor hy dit nou eintlik basies op vir die eerste keer weer. En hy het sonder skroom gesê, Fransel, ek is baie lief vir jou, jy gaan saam met my huis toe, ek gaan vir jou oppas tot op die einde. En hy was net so ongelooflik toegewyd, so liefdevol teenoor Fransel, so sagge aard, en net ongelooflik toegewyd, en hy is 'n voorbeeld, hy was 'n voorbeeld vir almal van ons, julle kinders kan so trots wees op om so 'n fantastiese pa te hê. Ek wil ook net sê, dat daar van ons skoolmaats is wat baie graag wou gekom het, ek gaan nou net hulle name, weet jy, miskien ken baie van julle vir hulle, Ilse de Klerk, sy is nou Hougaard, sy is so graag, sy was 'n maat van Fransel op skool, sy is so graag hier gewees het. Patrice Niemand, wat ook saam met ons op skool was, Helga en Michael Simon, hulle dogter word vandag geopereer, daarom kon hulle nie kom nie. En 'n ou skoolmaat van ons, Dou Willemse, wat op die oomblik in Thailand is, hy het gesê hy gaan 11:00 vanoggend 'n stilte oomblik hou vir Fransel in Thailand. Ek wil ook net sê vir Muriel en Patrice, wat gedurig kontak gehou het met Fransel, ek weet dit baie van beteken, en ons was, 'n paar van ons was van daai mense wat daai 20 minute boodskappe gekry het. En dan moet julle nou weet, en iemand het nou gesê, sy het baie geskel, en skel so ook sommer nog tussenin in die 20 minute. Dan kry jy die boodskap, dan sê, ag nee, Jacques, sit die TV sagter. Maak, jy moet onthou, jy moet gaan melk kry, of jy weet, Annelie, maak die deur uit, toe, ja, die kinders maak my so mal. Hulle maak my so mal. Maak die deur toe, Annelie. So, dit gegaan, weet julle, ons het ons baie gelees, as ons gelag het vir baie van die boodskappe. So, en ek weet daai boodskapies van Muriel en van Fransel en van Patrice het ook, en almal wat vir haar boodskappe gestuur het vir haar baie beteken, alhoewel sy op die einde natuurlik nie meer kon antwoord of nie, net die, ja, geantwoord het sy altyd gesê, ons moenie ophou om boodskappe te stuur nie. So, ook namens die gesin, dankie aan almal wat vandag hier so is, en nogmaals dankie aan die pastoor. En dankie dat ons hier kan wees, dit is 'n wonderlike voorreg, Fransel, om hier te wees op jou roudiens. Dankie. Ek weet nie wat jy werk nie, maar jy is baie goed op wat jy nou doen. Wat 'n goeie herinnering, wat 'n goeie manier om so totsiens te sê, en ek kan my indink dat die huis baie stil gaan wees. Ons gaan kyk laastens na 'n insetsel van een van haar eie musiek, waar sy self speel en dalk sing. Kom ons kyk daarna. Somewhere between your arms.
Dis 'n mooi beskrywing hierdie afsluit van die video van haar persoonlikheid. Kom ons staan saam, ons gaan die slotlied sing en dit is so gepas, what a friend we have in Jesus. Dit is hy wat alles gee en ons almal bymekaar hou en ons die ewige lewe beloof. Kom ons staan saam, baie dankie. Baie dankie. Kom ons bly so staan met die slotgebed. Hemelse Vader, die woord sê van stof is die liggaam gemaak en na stof sal die liggaam terugkeer. En soos ons vandag die liggaam van Francel teruggee, Vader, dank ons U vir die lewe en dit wat kan bly by elkeen van ons oor die volheid en die vreugde en die energie van die lewe wat sy vir elkeen van ons
gegee het. Ons bid, Vader, dat U nou deur die vertroosting van die Heilige Gees elke hart, elke persoon sal styf omhels en dat U vrede met elkeen sal gaan soos ons van hier gaan. Soos ons ook saam zijn met koffie en verversings en ook terugry na ons wonings toe, wil ons vra vir beskerming en seën op elke familie hier teenwoordig. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil u vra, die direkte familie gaan nou weer die kus uitneem na die lijkswa wat hier op hierdie hoek is, die regterkant. Kan nie so gaaf wees om net van die deur af 'n erewag te vorm, net so langs die paadjie te staan tot by die lijkswa waar ons dan finaal totsiens sê vir Fransel. Baie dankie dat u die diens bygewoon het. U word ook uitgenooi, kom dan weer terug, deur daai oopskuif gaan ons hê, is die saal laans aan verversings om saam te geniet met die familie. En baie dankie dat u tyd gemaak het om die diens by te woon vanoggend. Die Here seën. Julle kan net daarso met Sharon gesels, sy het 'n video van die hele diens gemaak en julle kan dit by haar kry. So vra net vir maak haar inligting en dan is dit ook gereël. So dankie familie, vriende, ons gaan vir u wag tot u die erewag by die deur verder het en dan volg ons na die lijkswa. Baie dankie, die Here seën.